Ons gaan aangaan hierdie week met Romeine. Soos julle kan onthou, ons het laas week geëindig met Romeine 1. En so hier op die einde het Paulus eintlik maar vir ons almal gewys dat nie een van ons staan sondeloos nie. Ons almal deel maar so nou en dan in dingetjies waarmee ons eintlik nie moet besig wees nie. Nou vandag gaan ongelukkig aansluit by dit, waar Paulus nog steeds vir ons kan wys, ons skiet soms nog bietjie tekort. En soos julle kan onthou, het ek vir julle gesê, dis eers bietjie slegte nuus, maar dit maak die goeie nuus vir ons soveel beter. So tot en met so Romeine 3 vers 20 is Paulus besig om hierdie grondslag vir ons te lê, wat hy vir ons eintlik wys waar ons nog tekort skiet. Nou ons sal begin by 2 vers 1 tot 16 vandag. So as julle wil, kan julle saam met my soontoe blaai. En dit sê vir ons, 2 vers 1, daarom is jy, o mens, wat oordeel, wie hy ook mag wees sonder verontskuldiging, want waarin jy 'n ander oordeel, veroordeel jy jouself, want jy wat oordeel, doen dieselfde dinge. Eina. En ons weet dat die oordeel van God na waarheid is oor die wat sulke dinge doen. En meen jy, o mens, wat hulle oordeel wat sulke dinge doen, en dit self doen, dat jy die oordeel van God sal ontvlug? Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie, maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart, vergader jy vir jou toorn as 'n skat in die dag van die toorn en die openbaring van die regverdige oordeel van God. Want elkeen sal vergeld na sy werke. Want die wat deur volharding in goeie werke heerlikheid, eer en onverganklikheid soek, die ewige lewe, waaraan die wat eiesinnig en aan die waarheid ongehoorsaam, maar aan die ongeregtigheid gehoorsaam is, grimmigheid en toorn, verdrukking en benoudheid oor die siel van elke mens wat kwaad doen, oor die Jood eerste en ook oor die Griek, maar heerlikheid en eer en vrede vir elkeen wat goed doen, vir die Jood eerste en ook vir die Griek. Want daar is geen aanneming van die persoon by God nie. Want almal wat sonder wet gesondig het, sal ook sonder wet verlore gaan, en almal wat onder die wet gesondig het, sal deur die wet geoordeel word. Omdat nie die hoorder van die wet by God geregverdig is nie, maar die daders van die wet geregverdig sal word. Want wanneer die heidene, wat geen wet het nie, van nature die dinge van die wet doen, is hulle vir hulle self 'n wet, al het hulle geen wet nie. Omdat hulle toon dat die werk van die wet in hulle harte geskrywe staan, terwyl hulle gewete saamgetuienis gee, en die gedagtes mekaar onderling beskuldig, of ook verontskuldig. In die dag wanneer God die verborgde dinge van die mens deur Jesus Christus sal oordeel, volgens sy evangelie. Nou hierdie gedeelte staan eintlik nogal besonder hard. Nou baie verklaarders van die woord het gevoel dat hierdie Romeine 2 praat eintlik net met die Jode, maar daar's 'n ander gevolg wat glo, hy tref eintlik hierso meer 'n onderskeid tussen die moralis en die Jood. So hy praat in die eerste gedeelte waarna ons nou gekyk het, eintlik na die moralis, en dit sal beteken enige iemand wat kan onderskeid tref tussen wat is reg en verkeerd of wat is goed en kwaad. Nou ek neig om nogal saam met hom te sien, want ons sal bietjie later sien, Paulus verwys direk na die Jode, en hierdie sluit aan by die eindiging van die eerste vers, of die eerste hoofstuk van Romeine. So, hy het net vir ons uitgelê dit wat jy verkeerd doen, en dan presies die volgende ding, dan sê hy, hoor jy ons wat oordeel. Julle wat so graag neerkyk op ander mense. Nou, die een ding wat Paulus hierna kyk, is die Joodse leer van daai tyd, want baie van die Jode het outomaties geglo, hulle gaan God se toorn vryspring eendag, omdat hulle God se uitverkore volk was. So, dan sal ons sien by vers 6, het baie mense half deur mekaar geraak met hierdie ding wat hy sê, want elkeen sal vergeld na sy werke. En sommige mense, veral in daai tyd, het begin glo dat dit wat ek doen, is hoe ek gered sal word. Nou ongelukkig is dit nie die Christelike grondslag van bekering nie. Jou werke gaan jou nie red nie, jou werke is deel van jou redding. Nou Paulus verwys na werklike gehoorsaamheid, wat op die laaste dag beloon sal word, en dis die gehoorsaamheid wat die gevolg is van die weerbarende werk van die Heilige Gees in ons lewens.
So hy sê vir ons, dit wat jy doen, gaan die Here na kyk. Nou die een ding hierso wat vir my nogal uitgestaan het is vers 11. Want dit sê, daar is geen aanneming van die persoon by God nie. Nou die heidene van daai tyd, julle en net soos die heidene van die tyd wat ons sal wees, het hulle nie die wet gehad nie. So hulle het nie onder die wet groot geword soos die Jode nie. Die Jode het seker beginsels gehad wat hulle moes volg, en die heidene het dit nie gehad nie. Hulle het dit nie geken nie. Ek weet, as jy nie Joods groot geword het nie, het jy nie onder daai 613 wette gestaan nie. Maar dan sê Paulus vir hierso, al het jy nie die wet gehad nie, het jy nog steeds morele kennis gehad. Morele kennis is ons almal, is ingebore met wat reg en verkeerd is. Jy weet jy mag nie moord pleeg nie, want dit is verkeerd. Jy weet jy mag nie lieg nie, want dit is verkeerd. En dan sê Paulus, hierdie morele wette is in jou gewete en op jou hart geskryf. So al het jy nog nie die evangelie van God gehoor nie, as jy eendag voor God staan, gaan hy vir jou sê, maar jy het geweet wat is reg en jy het geweet wat is verkeerd. So jy het of reg gedoen of jy verkeerd gedoen volgens jou gewete, want ons almal het dit. En julle gaan kyk maar na 'n toddler. Niemand hoef vir 'n 2-3-jarige kind te leer hoe om 'n tantrum te gooi nie, hulle weet hoe om dit te doen. Het julle al gesien as kleintjies besig is om skelmgoeters te doen? Hulle weet hulle is besig om goed te doen wat hulle nie mag doen nie, want dit is op hulle gewete alreeds geskryf. Dit is ingebore. Nou sê Paulus, niemand gaan eendag voor God kan staan en sê, ek het nie geweet nie. Want die Here het vir almal daai morele wette in hulle harte gegee. Nou Paulus impliseer nie dat die getuienis van die menslike gewete altyd volmaakte morele gids is nie. Want ons morele waardes en standaardes verander soms. Dit verskil soms. Wat ek mag ag as verskriklik moreel, mag iemand anders dalk nie. Die fout wat ons baie keer probeer doen is, ons probeer onsself verontskuldig as ons na ons morele gedrag kyk. Nou Paulus stel dit eintlik baie duidelik. Die evangelie van Christus is bitterlik belangrik, want dis wat red. Dis die woord van God wat ons red. Nou vir ons wat hier sit vandag, is hierdie so van toepassing. Daai eerste gedeelte wat Paulus vir my uitlig, sien ek so gereeld, julle ons oordeel en veroordeel en beoordeel mekaar, maar dan doen ons dieselfde dinge. Daai een het gelieg, hy's op pad hel toe, asof jy nooit lieg nie. Daai een skinder, hy's op pad hel toe, asof jy nooit skinder nie. Daai een steel deur dalk ooglopend, maar jy verneek dalk vir SARS. Jy's besig met presies dieselfde goeders, maar ons oordeel daai mense so asof hulle nie gered kan word, maar ons doen presies dieselfde. Ons versuim soms om te besef. Dit wat ons so verag in ander mense is eintlik goed wat ons verag in onsself. Kundiges sal dit vir julle sê, hoor. Dit wat jy haat in ander mense is baie keer die goeders wat jy die minste van hou van jouself. Dit frustreer jou soms omdat ander mense skinder, maar dan is dit omdat jy besig is om te skinder en jy voel aangekla. Ons kyk so neer op die mense om ons en dan sê Paulus, hey, julle het geen reg om dit te doen nie, want die Here sê vir jou, jy's besig met presies dieselfde en God gaan jou oordeel volgens daai standaard. En dan moet ons begin besin en dink, hoor, is dit regtig dit werd om so neer te kyk op ander mense, moet ons nie dalk eers na onsself kyk. Moet ons nie dalk eers te kyk dat dit wat ons tekort skiet nie. En julle sal sien, dis presies wat Jesus in sy bergpredikasie geleer het, as julle kan onthou. Wat Paulus hier skryf, jy moet 'n berouvolle hart hê vir dit wat jy verkeerd doen. Maar ons verhard ons harte, want ons is so gefokus op die mense om ons, dat ons mis dit wat ons verkeerd doen. Julle en ek weet dit. Daar's soveel Christene wat ek hoor, wat sê hulle doen niks verkeerd nie. Ek hoor net in die week 'n predikant wat sê toe hy tot bekering kom, dit is die dag wat hy ophou sondig het. Die dag toe hy tot bekering kom is die dag wat hy ophou lieg, en net hierdie week toe kom daar 'n skandaal van sy kerk uit, wat die mense in die binnekringe vertel hoe lieg hy. Hoe wend hy kerkgeld aan vir persoonlike goeders? Maar hy staan op 'n kansel en hy leer vir die mense, toe ek tot bekering kom, te doen ek dit nie, maar ek gaan jou oordeel vir dit wat jy doen. Dan sê Paulus vir ons almal staan skuldig. Daar's niemand van ons wat nie hierdie goeders doen nie. Nie een van ons wat hier sit vandag kan sê, jy het nog nie iemand geoordeel vir iets wat hy doen, wat jy nie self ook doen. Die probleem is, ons kyk na die wêreld daar buitekant en ons dink ons sondetjies is minder erg as hulle sondetjies. Ek haat iemand in my gemeente, maar ek het nie fisies hom doodgemaak nie. Volgens God se standaard wat so hoog is dit dieselfde. Ek gaan nie fisies na 'n bank toe en beroof hulle nie, maar ek is tog besig om geld te steel by die werk, want ek het 'n tool of twee gevat wat ek nie moes vat nie.
Volgens God se standaard is dit presies dieselfde. So ons moet regtig begin kyk daarna, om eers na onsself te kyk. Julle, en dan moet ons op 'n punt kom waar ons begin haat die dinge wat God haat, en ons moet begin lief kry die dinge wat God lief. God haat sonde. Ons moet sonde haat. Ons moet 'n veragting ontwikkel vir sonde. Jy moet op 'n punt kom waar jy dit nie wil doen nie, want jy weet jy is besig om God teleur te stel deur die dinge wat jy doen en deur die dinge wat jy sê. En weet julle die ironie van dit is, jy gaan agterkom. Jy gaan altyd tekortskiet. Ons gaan ongelukkig nooit heilig wees op hierdie aarde nie, maar die Here sê vir ons kan strewe daarna. Die fout wat ons soms maak, en ek sien dit ongelukkig baie. Ons dink ons werke gaan ons eendag red. Ons gaan eendag voor God staan en hy gaan vir jou sê, dit wat jy gedoen het jou gekwalifiseer. Die ironie van dit is dat werke is deel van ons Christendom. Dis nie wat ons Christene maak. Jy doen die werke want jy die liefde van Christus in jou. Jy wil die werke doen. Maar as Jesus nie jou saligmaker is nie, beteken enige werke wat jy op die aardse bestaan doen vir jou absoluut niks. Jy gaan nie eendag voor God kan staan nie, julle, en ek dink nie ons kan begryp hoe dit gaan voel om in die glorie van God te staan nie. As jy dink, jy gaan eendag voor God staan en jy gaan jou saak maak en pleit, jy gaan nie. Jy gaan op jou aangesig neerval, want jy gaan in die glorie staan van 'n lewende God. Jy gaan niks kan sê nie, ek dink buiten dalk jammer. Here, ek het tekort geskiet. Ek is jammer, ek het gedink my werke gaan my red. Julle, ons moet goed doen vir ander mense, omdat die Here in ons hart is. Ons moet nie goed doen vir ander mense om God se gunste probeer wen. Ons doen goed aan mekaar, want ons het 'n goddelike liefde in ons, wat die Here vir jou gegee het, die dag toe jy jou lewe vir hom gegee het. Nie omdat jy God se goedkeur probeer kry nie. En die een ding wat ons hier moet besef, daai nonsens van fake it till you make it, werk nie met Christendom. Jy kan nie voorgee om 'n Christen te wees en dink éventueel gaan ek 'n Christen wees, of as ek dit lank genoeg doen, gaan die Here na my kyk en sê, ag, weet jy wat, jy het probeer. Jy moet tot werklike inkeer kom, tot werklike bekering kom. Jy moet Jesus jou middelpunt maak. Dan gaan hierdie goeders uit jou uitkom, want jy gaan dit wil doen. Die werke gaan jou nie pla nie, want die werke is deel van jou loop met die Here. Jy gaan 'n liefde ontwikkel, jy gaan 'n omgee ontwikkel vir mense wat jou verstand te bowe gaan gaan. Maar dan gaan jy weer is die werking van die Heilige Gees in. As jou hart nog nie verander het nie, julle gaan op jou knieë en gaan vra vir die Here, Here, hoekom het my hart nog nie verander nie? Hoekom het ek nog hierdie verharde, onbekeerde hart? En dan moet jy dalk jouself voorberei dat die antwoord wat jy gaan kry, gaan nie noodwendig wees wat jy gesoek het. Die Here maak dalk hard met jou praat. Nou die een ding wat vir my so belangrik is God is nie 'n aannemer van die mens nie. Wat dit vir ons beteken, daar is sekere mense wat vir jou gaan leer, ons wit Afrikaner volk is God se uitverkore volk, dis absolute twak, want die Here sê vir jou, ek het nie 'n etniese groep wat ek gekies het bo 'n ander een nie. Hy het sy Jode gehad en hy het die heidene gehad, ons almal val onder die heidene. Die Here sê vir jou, as jy jou hart vir my gee, maak nie saak wat jou velkleur nie, maak nie saak wat jou agtergrond nie, maak nie saak waarvan af jy kom nie, as jy jou hart vir my gee, dan aanvaar ek jou as my kind. Julle moet een ding besef, as mense vir julle probeer laat verstaan dat daar's 'n nuwe uitverkore volk van God. Hy het sy mense gehad, hy het die heidene gehad. Ons gaan altyd onder die heidene val, maar dan sê die Here vir jou, ek het 'n liefde vir julle ook. Die Jood en die heiden gaan eendag op gelyke grond voor God staan. Eerste die Jood en dan die heiden. So net wat God vir ons sê, hy het so die voordeel eerste gehad vir die Jood en toe vir die heiden is sy toorn eendag ook. Eerste vir die Jood en dan vir die heiden. Almal gaan voor God staan. Almal gaan vergelding doen. Nie oor die ras wat jy was nie, nie oor die taal wat jy gepraat het nie. Hierdie is nie iets om ligtelik op te vat nie. Ek dink nie ons kan begryp, julle, om eendag voor 'n lewende God te staan nie. Jy wat dalk dink jy's arrogant vandag, dat God jou gelyk is, dat jy dink jy praat met God of hy jou chommy is. Julle weet die woord van God sê, as hy in sy almag kom, gaan die mense pleit en sê, maak die berge op ons val. Want hulle gaan besef wie's God. Almal hoor die waarheid. Nou wil ek vir julle bysê, daar nie een van ons is onder die wet gebore nie.
Nie een van ons moet die wet onderhou nie. Die wet is daar om vir ons te wys hoekom ons die Here Jesus Christus se kruisdood so nodig gehad het, want nie een van ons sal die 613 wette kan onthou nie, net soos die Jode dit nie kon doen nie. Nou daar is 'n beweging. Hulle noem dit die Joodse leer, of in Engels is dit die Jewish roots, waar mense weer begin terugbeweeg na die nonsens toe. Hulle begin tosseltjies te dra, hulle wil weer die wette begin onderhou, en dan het ek vir jou slegte nuus as jy dit wil doen. Die keuse is joune, ek gaan dit nie op jou afforceer nie. Galasiërs 5 vers 4. Luister mooi na die woorde en besluit dan of jy onder die wet wil wees. Julle wat geregverdig wil wees deur die wet is losgemaak van Christus, julle het van die genade verval. Haal jouself onder die genade uit, plaas jouself onder die wet. 613 wette om te onderhou. Of is dit makliker om onder die genade van die Here Jesus Christus te wees? Is dit makliker om te sê, Here, ek gee oor aan U, wat U behaag, behaag my? Dan kyk ons na hierdie wette en ons besef, hoe nodig het ons hierdie genade van die Here Jesus Christus gehad? Want nie een van ons sal 613 wette kan onderhou nie, ek beloof jou dit vandag. So ek wil by julle pleit, as julle ooit van hierdie nonsens hoor, dat ons moet teruggaan onder die wet, en plaas jouself onder die wet, plaas jouself, dan sê die Here vir jou, jy is losgemaak van Christus. Dit slaan net so hard soos die woorde waar die Here Jesus Christus eendag vir jou sê, gaan weg van my af, ek ken jou nie. Want jy is losgemaak van my. Ek kan nie dink as ons na die wet kyk, hoekom wil jy jouself soms onder daai wet plaas nie? Want die Here sê vir jou, my genade is vir jou genoeg. Ek dink nie ons kan begryp hoe groot is God se genade vir ons almal wat hier sit vandag nie. Glo vir my. Julle, ons sal kort kom onder die wet. Nou, ons kan ook nie kieskeurig wees nie, want ek sien dit ook. Ons wil soms die sekere gedeeltes onderhou en seker is nie. Dan wil ons soms die Levitiese wet vat om mense oor die kop neer te slaan. Ek sien dit gereeld. As jy een van die Levitiese wette wil vat om iemand oor die kop te slaan, vat al die wet. Jy kan nie kieskeurig wees nie. Maar ons gryp partymal dies aan waarvan ons hou en hom gaan ek gebruik. Maar dies waarvan ek nie hou nie, hom gaan ek oorsien. Die Here sê vir jou of die volle wet of die volle genade, kies. As jy 'n middelgrond van die wette waarvan jy hou, kap die wêreld met hulle, maar los die wette waarvan jy nie hou nie, dan is my genade vir jou genoeg nie. Die Here sê vir jou, jy kies of my wet of jy kies my genade. As jy 'n tip wil hê van 'n ouetjie wat hier voor staan, van die genade, baie beter. Onder die wet, onder die genade uit. Nou ons gaan later in Romeine sien, Paulus gaan weer hierdie onderwerp aanspreek. Daai tyd was dit 'n groot probleem gewees, want ons het Joodse Christene gehad en heidense Christene. Die Joodse Christene wou baie van die heidense Christene oortuig, presies soos hulle vandag doen. Julle moet weer die wette onderhou, en die heidense Christen het gesê, ons ken nie die wette nie. Julle gaan later sien, ons gaan 'n bietjie praat daarvan, hoekom ons besny moes word en hoekom nie, en die heidene het gesê, hoekom moet ons dit doen? Dis nie 'n verbond wat met ons aangegaan is nie, en dan sê Paulus, julle is heeltemal reg. God het nie daai verbond met die heidene aangegaan nie, hulle hoef dit nie te doen nie. Want ons gaan later weer sien, want die Here sê, ek kyk na jou hart. Dien jy my, dan kyk ek na jou hart. Inteendeel gaan hy sê, jou hart sal 'n teken wees van die besnydenis. Julle, dit is so eenvoudig, as jy nie seker is nie. 3 goedjies. Ons hoor, ons bely, ons glo. En dan sal jy 'n gedaanteverwisseling ondergaan. Ek het dit al soveel keer gesê, julle, en ek pleit dit by julle vandag weer eens, as jy vir my sê, jy het die Here aangeneem, en jy het nog nie verander nie, wonder ek het jy regtig die Here aangeneem. As jy dieselfde mens is as wat jy was voor jy tot bekering gekom het, as jou hartsbegeertes dieselfde is as wat dit was voor jy tot bekering gekom het, dan vra vir die Here, hoekom het jy nog nie verander nie? Want die Here sê vir ons hierso, Here, dit is so eenvoudig. Jy hoor die evangelie, jy bely jou sondes en jy glo. Julle, ons gaan nooit deur ons werke gered word nie. Ons word deur die evangelie gered. Daar's niks wat ek kan doen om jou te red nie, ek kan vir jou die evangelie vertel. En hierdie evangelie moet in jou hart jou so roer, dat jy uitreik na God toe en sê, Here, ek besef, ek skiet so tekort. Maar ek dank U vir U genade, want die genade het my vrygekoop. Nou die tweede gedeelte van Romeine sal ons sien, hierso praat Paulus bietjie meer met die Jode self, in 2 vers 17. Sê dit vir ons, kyk, jy dra die naam van Jood, en steun op die wet en beroem jou op God.
en jy ken sy wil en onderskei die dinge waar dit op aankom, omdat jy uit die wet onderrig word. En jy is oortuig dat jy 'n leidsman is van blindes, 'n lig vir die wat in duisternis is, 'n opvoeder van onverstandiges, 'n leermeester van onveranderis, omdat jy die beliggaaming van die kennis en die waarheid in die wet het. Jy dan, wat 'n ander leer, leer jouself nie. Jy wat preek dat 'n mens nie mag steel nie, steel jy. Jy wat sê dat 'n mens nie mag oorspel pleeg nie, pleeg jy oorspel. Jy wat 'n afskuw van die afgode het, pleeg jy tempelroof. Jy wat op die wet beroem, onteer jy God deur die oortreding van die wet. Want soos geskrywe is, die naam van God word op julle ontwil onder die heidene gelaster. Want die besnydenis is wel nuttig as jy die wet onderhou, maar as jy 'n oortreder van die wet is, het jou besnydenis onbesnedenheid geword. As die onbesnedene dan die verordeninge van die wet onderhou, sal sy onbesnedenheid dan nie as besnydenis gereken word nie. En sal hy, wat van nature onbesnede is en die wet volbring, jou nie oordeel wat ondanks letter en besnydenis 'n oortreder van die wet is nie. Want nie, hy is 'n Jood, wat dit in die openbaar is nie, en nie dit is 'n besnydenis, wat dit in die openbaar in die vlees is nie. Maar hy is 'n Jood, wat dit in die verborgene is, en besnydenis is die van die hart in die gees, nie na die letter nie. Sy lof is nie uit mense nie, maar uit God. Nou al het Paulus hierso die Jode direk aangespreek, is hier verskriklik baie van hierdie goeders wat tot ons harte praat en vandag is. Nou ek gaan vir ons 'n paar uitlig, maar die een ding hierso wat Paulus sê is, julle wat Jode is, julle het die wet, julle ken die waarheid, julle pak laste op mense se skouers wat julle self nie dra nie. Julle gaan leer vir mense dinge wat julle self nie doen nie. Daai mooi Afrikaanse sê ding, you do not practice what you preach. Doen wat ek sê, moenie doen wat ek doen nie. En Paulus gee hierso toe, hy sê, julle as Jode trek eintlik voordeel. En die voordele was werklik gewees, want hulle was God se uitverkore volk. En die Here sê vir hulle, daar is 'n sekere voordeel vir julle, maar julle is nie kwyt geskel van julle verantwoordelikhede nie, want baie van die Jode het geglo. Hulle gaan kwyt geskel word van enige negativiteit, want hulle is God se uitverkore volk, so hulle kan kom en gaan en doen net wat hulle wil. Want ons is God se volk. Die Here gaan dit oorsien. Maar hy sê vir hulle, dit is baie, baie belangrik, dat julle moet besef, dat jy gaan eendag voor God staan. En jy gaan nie jouself kan verontskuldig, net omdat jy 'n Jood was nie. Nou een ding wat vir my baie interessant was, en ek het dit opgetel, waar party mense verwys na die tempelroof. Die tempelroof van daai tyd, julle het nie verwys na die tiendes of die offerande nie. Die tempelroof daai tyd het verwys na mense wat letterlik die tempele gaan beroof het. Die afgodstempele. Dis nie die tempel van Jerusalem waarvan hulle praat nie, want as jy gedurf het dit doen, as jy gedood op die plek. Maar wat hulle gedoen het, is hulle het gegaan na die afgodstempels toe. En dan het hulle vir hulle goeders gaan haal, want daar was baie goue standbeelde, daar was duursame goeders daar binne. So Paulus sê vir hulle, julle sê vir die mense, moenie steel nie, maar dis presies wat julle doen. Julle steel dalk nie in julle eie tempel nie, maar julle gaan steel. En waar dit vir my bysit, ek het dit nou nie vir Tony gegee nie, in Deuteronomium 7 vers 25 sê dat die gesneede beelde van hulle gode moet julle met vuur verbrand, die silwer en die goud wat daaraan is, mag jy nie begeer of vir jou neem nie. Dat jy nie daardeur verstik raak nie, want dit is vir die Here jou God 'n gruwel. Hulle is al in Deuteronomium gewaarsku gewees, die Here haat dit. Vers 26, en jy mag geen gruwel in jou huis inbring nie, sodat jy nie net so onder die banvloek kom nie. Jy moet daar heeltemal 'n afskuw van hê en dit geheel en al as gruwel beskou, want dis onder die banvloek. So hulle is gewaarsku gewees. Die Here het dit al daai tyd vir hulle gesê, en wat doen hulle? Hulle gaan nog steeds, want partymal is daai versoeking net te groot. Hier is ons afgodsbeelde wat uit pure goudheid gemaak word, so ons gaan dit haal, en hulle het dit probeer regverdig. Omdat hulle Joodse priesters en leermeesters was, en hulle vat dit ons nou by die heidene, by die afgodsdienaars. En julle sal inteendeel gaan kyk, as jy 'n bietjie ondersoek gaan instel, sal julle sien, dit was 'n algemene ding in die antieke wêreld.
Dit was algemeen gewees dat die sogenaamde uitverkore volk van God die afgodstempels gaan beroof het en hulle dit geregverdig deur te sê, ons is die uitverkore volk van God, so dit is okay. En dan sê die Here vir hulle, hoor jy, ek het al vir jou hoeveel plekke terug gesê, dis 'n afskie, ek haat dit, moet dit nie doen nie, moenie daai goed in julle huise inbring nie, en nog steeds doen hulle dit, en Paulus stel op dit. Duidelik het hierdie nuus by Paulus uitgekom, en hy sê vir hulle, hoor julle weet julle is gewaarsku oor dit, hou op om dit te doen, want die probleem is, julle maak 'n bespotting van God. Die heidene kyk na julle as hierdie groot leermeesters wat die wet onderhou, ons volg die Here, die lewende God, maar dan gaan steel ons agteraf. Julle sal inteendeel sien in Jesus se bediening en in Paulus se bediening het hulle verskriklik baie uitgepraat oor hierdie mense. Die skrifgeleerdes, die fariseërs, vir die simpel rede dat hulle het nie gepractice wat hulle gepreach het nie. Hulle het nie gedoen wat hulle vir mense geleer het nie. Nou die Jode, moet ek vir julle sê, was geneig, en ek het vroeër gesê, dat hulle gedink het, die oordeel gaan hulle gespaar word. So al gaan beroof ons hierdie tempels, ons is God se uitverkore volk, so die Here gaan ons oorsien. Die probleem met dit is, Paulus voer aan en hy sê, julle wat die wette oortree, nou, julle wat besny was, word nou gesien as onbesnydes. Wat beteken julle is onder die wil van God uit. Hulle het gedink as hulle daai stappies volg, maar dan kan ons nog steeds doen wat ons wil agteraf, die Here gaan dit oorsien. Dan sê Paulus vir hulle nee. Nou kyk die Here hier na julle harte. Julle is onbesny. Julle is onder God se wil uit. Julle haal julleself onder God se genade. Hy sê inteendeel vir hulle, julle besnydenis het nou sy waarde verloor. Dit beteken nou vir julle niks. Julle het daai uiterlike, maar die innerlike is weg van die Here af. So al lyk dit so, al ryk dit so, al praat ons so, julle is nie onder God se wil nie. Nou die mooi ding vir my is, waarvan hy hierso praat is die onbesnedene en hy praat van die morele wette. Weet julle wat is die morele wette? Die 10 gebooie. Gaan kyk na die 10 gebooie en hy sê, gaan kyk en onderhou dit vir my. Die belangrikste een daarso is God eerste en God laaste. Want as jy God eerste in jou lewe plaas, gaan dit nie vir jou moeilik wees om die ander 9 te onderhou. As God jou alles is, gaan daar so liefde uit jou uitkom. Jy gaan respek hê. Jy gaan luister waarna jy moet luister, want jy die Here in jou hart. Nou Paulus, eindig hoofstuk 2 vir my baie eenvoudig. 'n Ware Jood en ware besnydenis is 'n saak van die hart. Want ons moet 'n hartsverandering ondergaan. En dit is slegs die werk van die Heilige Gees. Nou julle, terwyl ek so deur hierdie gedeelte lees en ek sien hoe tik hy die Jode so oor die vingers, het ek gewonder hoeveel keer is ons ook skuldig aan presies dieselfde. Ons sê een ding, maar ons doen presies die teenoorgestelde. Ons almal is lief om dit te doen met ons kinders. Moenie doen wat ek doen nie, doen wat ek sê. Die Here sê vir jou nee. Jy as kind van God lei met voorbeeld. Jou oggend en jou aandpraatjies moet ooreenstem. Inteendeel sal julle ook sien in die skrif sê dat jou ja moet jou ja wees, jou nee moet jou nee wees. Maar ons doen presies wat die Jode gedoen het. Ons sê een ding, maar ons doen 'n ander. As dit by die evangelie kom, julle, gaan dit nie werk vir God nie. Want die mense wat ons al buite is die mense wat ons hier binne moet wees. Dit wat ons hier binne met mekaar deel, wat ons hier binne met mekaar preek, moet ons al buite ook. Want die wêreld kyk na ons, en ek het al baie vir julle gesê, hulle kyk na jou as Christen, as jy nie lewe wat jy preek nie, is jy besig om 'n bespotting van God te maak, en die mense bespot God as gevolg van dit. Ek sien hierdie week, julle en ek wil eendag nog oor dit praat, hierdie goed wat op die lappe gekom het van mega kerke in Amerika hierdie week, is horribaal. Die goeders wat hulle doen, ek het dit gisterand met die Midlife Fibers bietjie gedeel. Die goed wat hierdie ouens gedoen het, is uit die put van die hel uit, maar hulle staan as predikante op kansels. Ek preek vir jou hierso, jy is nie veronderstel om losbandig te wees nie, want ons hierdie manne besig om losbandig te wees met ander manne agter die skerms. Die wêreld kyk na dit en hulle dink, hoor, jou God, wie is jou God? Vat jy jou God ernstig? As ek een ding preek, maar ek lewe 'n ander ding. Die wêreld kyk na ieder en elk van ons wat jy uitstap vandag en hulle sê, jy's 'n kind van God, ek gaan kyk. Lewe jy soos wat jy sê jy lewe? As jy dit nie doen nie, dan draai die mense om en sê, ek doen nie met Christene besigheid nie, want dis wat Christene doen. Ek vertrou nie 'n Christen as hy met die Bybel onder die arm kom nie, want dis wat 'n Christen doen.
Ons maak 'n bespotting van God. Ons gaan eendag voor God staan en hy gaan vir jou sê, jy het 'n bespotting van my gemaak. Jy sê, moenie losbandig lewe nie, maar jy is besig om te peter met seentjies. Dan smeer die kerk dit toe. Dan val ons op ons knieë en ons aanbid daai bedienings. Ons sing daai bedienings en liedjies in ons kerke. Die gees van God is nie agter daai bedienings nie, want as die gees van God agter daai bediening was, het dit in die eerste plek nie gebeur nie. Ons het dit nie toegesmeer nie, ons het dit ontbloot en gesê, julle predikante is besig met die Satan se werke. Want ons hou van hulle musiek, so ons gaan aan die ander kant toe kyk. Die musiek en die kerk kan nie geonderskei word nie, dis een en dieselfde ding. Jesus is lig se band en Jesus is lig, is nie twee aparte entiteite nie. Ons is een, saam in die huis van God. Dis dieselfde met daai bedienings. Ons moet versigtig begin raak wat ons toelaat om in ons ore in te kom en in ons oë in te gaan. Want die Here sê vir jou, ons maak 'n bespotting van God. Ons gaan vergelding doen voor die Here eendag. Ek is ernstig oor dit, want ek het hierdie week weer gesien wat 'n werklike skade maak bedienings wat nie in God se wil is nie. Mense wat alles verloor omdat predikante vir hulle sê jy moet al jou geld in die kerk insit sodat die Here vir jou 10 keer meer kan teruggee. Dan vou daai mense se besighede, dan gaan hulle terug na die kerk toe en dan sê die kerk, "Hey, dis jou skuld. Jy het nie genoeg geloof gehad nie." Kerke wat vir mense sê klim van jou medikasie af. Die Here sal jou genees. Dan sterf daai mense, dan kom die familie terug en sê nou maar dis sy skuld, hy het nie geloof gehad nie. Dan dink ek nee, dis julle skuld en dis nie wat die woord van God in die eerste plek gesê het nie. Jy het 'n bespotting van God gemaak. Die wêreld kyk na julle en hulle sê as dit 'n Christen is, wil ek nie 'n Christen wees nie. Die hartse realiteit is die Christene. Maar die wêreld dink dit is, want hulle praat so, hulle lyk so, maar hulle hart het nooit verander nie. Ek het dit al op 'n vorige geleentheid gesê, dat sy heel eraan wil daai aan, want ek sal nie daai goed in hierdie kerk toelaat nie. Want as ek dit toelaat, dan kyk die mense dan sê hulle, maar as ek die musiek toelaat, dan laat ek eintlik die bediening toe. Die gees van God is nie in daai bediening nie, want as predikante besig is met daai goed, ken jy nie die Here nie. As ek gevang word dat ek 'n kind molesteer en Here smeer dit toe, is jy net so skuldig soos ek. En jy gaan eendag voor God staan en daai bloed is op jou hande. Dis wat hierdie kerke doen. Hulle smeer dit toe, 10 jaar later kom hulle nou uit, nou sê hulle nee, vir 10 jaar lank het ons hierdie ou die geleentheid gegee om te repent en reg te maak. Vir 10 jaar het hulle dit toegesmeer, hulle het hom op hulle kansels toegelaat. Hulle het voorwoorde vir sy boeke geskryf, maar hulle sê vir 10 jaar het ons gehoop hy gaan regmaak. Vir 10 jaar het julle versuim om die werk van God te doen, want julle moes hom ontbloot, soos wat die woord van God sê. Paulus noem die ouens by die naam. Dis wat ons veronderstel is om te doen. Wees versigtig vir daai wolwe en skaapsdeure, want hulle vat die mense af hel toe saam met hulle. Dis hoekom dit vir my so belangrik is, dat dit wat ons spreek en dit wat ons doen, moet volgens die wil van God wees, nie net die ou wat hier voor staan nie. Ieder en elke persoon wat hier uitstap vandag, gaan eendag voor die Here staan en hy gaan vir jou sê, het jou leefstyl gepas by die woord van God, of het jy 'n bespotting van my gaan maak? Dit help nie, jy sê by die kerk vir my, ek is lief vir my vrou, maar ek verniel haar by die huis nie. Dit help nie, jy sê by die kerk vir my, kykie, na goeders waarna ek moet kyk, maar by die huis kyk nou dit. Ek luister nou nog 'n ding, kan jou kind jou foon vat en presies sien wat jy na kyk? Of moet jy die deur toe trek, want jy steek goed weg? Moet jy jou kinders soms uit die vertrek uit laat gaan, want jy wil praat oor goed waar jy nie moet praat nie? Ons kinders kyk na ons en dink hulle as dit Christene is, wil ek nie 'n Christen wees nie. Presies soos wat die Jode gemaak het. Julle, ons kan slegs gehoorsaam raak aan God, as ons die Heilige Gees laat werk in ons. Jy gaan slegs die Heilige Gees ontvang, as jy jou lewe vir die Here gee. Dis vir my so belangrik, julle, en ek weet, ek klink dalk nou passievol hierso. Dis 'n saak van lewe of dood. Julle moet die werklikheid besef, 1 miljoen jaar in die hel het nog nie 'n sekonde verbygegaan nie. Wil jy daai kans vat? 1 miljoen jaar is nog nie eens 'n sekonde in die ewigheid nie. Julle, dis vir my so belangrik, nee, dat ons gaan kyk wat God se woord sê. Julle weet die gehoorsaamheid, as hy hierso praat van die onbekeerde, dan bedoel hy ons almal moet gehoorsaam raak aan die oortuigende werk van die Heilige Gees. In vers 5 haal hy dit nogal vir my mooi uit. Gaan lees wat sê vers. Maar eenenkonstig jou verhardheid en onbekeerlike hart vergader jy vir jou toorn as 'n skat in die dag van die toorn en 'n openbaring van die regverdige oordeel van God.
Wil jy regtig daai kans vat om eendag onder God se toren te staan omdat jy die waarheid gehoor het en jy wou nie luister nie? Die Bybel is deurtrek van die woord wat hy sê, julle gaan verander jou hart. Moenie jou hart verhard nie. Julle, die Here gaan nie kyk na 'n merk op ons liggaam nie. Hy gaan kyk na ons harte. Hy gaan kyk na daai binneste van jou wat niemand sien nie. Daai wat jy die wêreld van kan oortuig. Ek is hierdie holy, maar in die meantime is ek besig met die duiwel in die onderkant. Die Here sê vir jou, ek gaan dit sien en op dit gaan jy eendag voor my staan. Jy gaan vergelding doen vir elke woord, elke daad, elke aksie. Weet julle wat vir die mooi ding is, wat Paulus vir ons uitwys, is dat ware Joodsheid is nie ons etnisiteit nie. Dit gaan nie oor 'n besnydenis nie, dit gaan oor ons geestelike toestand en die werk van die Heilige Gees in jou lewe. Weet julle, dit is vir my so belangrik dat as ons gaan kyk net in hierdie een gedeelte, dat ek 'n paar goed wat ek hier uitgehaal het. Godsdienst sonder bekering vererger eintlik die oordeel, want jy maak 'n bespotting van God. Morele kennis en waarheid kla ons almal aan. Ons weet wat reg en verkeerd. As jy daai grinder by die werk in jou boot sit, jy weet dit is verkeerd. Al probeer jy dit regverdig. Ek het nie my bonus gekry nie, ek verdien dit. Die Here sê vir jou, daai morele waarheid gaan jou aankla. God gaan eendag volgens lig en waarheid oordeel. Om uiterlik gered te wees sonder 'n innerlike verandering, beteken jy is nie gered nie. Ware gehoorsaamheid aan God vloei uit die Gees, nie uit die vlees nie. Om 'n kerksmens te wees sonder bekering maak jou niks anders as 'n sondaar en 'n kerksmens nie. Ek kom sit hierso want ek sis my gewete. Die Here sê vir jou, ek speel nie daai speletjies nie. Julle, God se waarheid is soveel groter en hoe meer ons van God se waarheid leer, hoe groter is ons verantwoordelikheid. Hoe groter is ons verantwoordelikheid om tyd in God se woord te spandeer, dat ons begin lief hê die goeders wat God lief hê, dat ons begin haat wat God haat. En weet julle, ek sê dit ook op elke liewe begrafnis. Ek het jou dalk verdoem vandag, want jy het die waarheid gehoor. En as jy eendag voor die Here staan, gaan jy nie kan sê, God, ek het nie geweet nie, want hy gaan vir jou sê, die 8de Februarie 2026, het daai mannetjie met daai hare vir jou die waarheid vertel. Jy wou nie luister nie. Ek het met jou gepraat, jy het jou oor afgewend. Ek het vir jou gevra, maak jou hart oop, ons het dit nou gesing. Open the eyes of my heart, jy het jou hart verhard. Julle weet ons almal, maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak wat jy glo nie, gaan eendag voor God staan. Ons wat bekeerd is voor die regterstoel. En dit beteken nie omdat jy bekeerd is jy vrygestel van alles wat jy gedoen het nie. Die Here sê vir jou, elke woord wat jy geuiter het, gaan jy voor hom eendag voor moet getuig. Elke ding wat jy gedoen het, maar weet julle, daar's een wat vir 'n bietjie erger is as daai regterstoel, want die mense weet jy, as jy voor die regterstoel staan, jy skaaf verlos. Maar as jy voor die wit, groot troon van God gaan staan eendag, is dit te laat. Jou redding is verby. Die genade is verby. Jy gaan eendag voor God staan en hy gaan vir jou sê, ek gaan jou vergeld vir alles wat jy gedoen het en jy gaan onder God se regverdige toorn staan. Ons kan dit nie begryp nie en ek sê vir julle, ek wil by julle pleit vandag. Moenie daai een wees nie. Jy gaan nie jou saak dan voor God kan stel nie. Almal van ons wat hier sit vandag, kan op een van daai twee plekke opeindig. Ons kan gesiggies hierso opsit. Ons kan die mense flous, maar God sal nie geflous word nie. Weet julle, terwyl ek so, en ek bring dit nou by mekaar, deur hierdie ding gaan, kyk ek, dit herinner my aan daai ryk jong man, wat by Jesus kom, en ek is mal oor daai storie. Hy kom by Jesus, hy sê, wat kan ek doen om die ewige lewe te beerwe? En Jesus sê vir hom, onderhou jy hierdie morele wet. Die 10 gebooie, hy sê, doen alles, Here, ek doen alles wat U wil hê ek moet doen, en ek gaan nie eers fokus op die feit dat hy kom sê, verkoop alles nie. Maar die ding wat vir my uitstaan, Jesus eindig daar, hy sê vir hom, volg my. Here, die keuse is so eenvoudig. Volg Jesus Christus. Dis nie moeilik nie. Julle, ons kan al die morele wette onderhou, maar as jy nie Jesus Christus in jou hart het nie, gaan jy daai poorte nie sien. Die woord leer ons as een weg. En dis Jesus Christus. Laat hom toe om in jou siel te begin werk. Laat hom toe dat sy gees met jou begin praat.
Maak jouself oop vir die Here Jesus Christus. Julle, jy gaan nie spyt wees nie. Here, dis vir my so mooi as ek kyk na hoe Romeine afsluit, en ek het een gedeelte wat ek nou by dit wil sit, maar julle, as ek vir julle hoop kan gee vandag, Romeine 2 vers 4 sê vir ons verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, wat vir ons sê, elke asemteug is die Here lankmoedig, hy gee jou nog 'n kans, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie. Julle, die Here het jou so lief, hy sê hy wil niemand wat verlore gaan nie. Nie eers een nie. En wat vir my so mooi by dit bymekaar bring is Titus 2 vers 11. Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Paulus het dit nou net vir ons gesê, jy gaan nie 'n verskoning hê nie. En leer ons om die goddeloosheid en die wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe. Julle, die Here sê vir jou, ek sal jou die krag gee. My gees in jou gaan dit vir jou moontlik maak om in hierdie wêreld te lewe en uit te staan. Terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die groote God en ons verlosser, Jesus Christus. Julle, en dis vir my so mooi as ons dink, die Here sê vir ons, ek is lankmoedig, ek het genade, ek het liefde, ek wil niemand laat verlore gaan nie. Ek het vir jou my seun gestuur. Kyk jy vas aan sy seun vandag. Dit is so eenvoudig. Sy asseblief my die oor. Here, ek wil eerstens vir u baie dankie sê vir u reddende genade, u liefde, u lankmoedigheid, wat u elke dag aan ons betoon. Here, dankie dat ons weet, u wil nie hê enige iemand moet verlore gaan nie. Here, my gebed is dat ons gehoor sal gee, dat ons sal begin lewe soos kinders van God, nie net hier binne in hierdie gebou nie, maar ook daar buite. Dat die wêreld u deur ons sal sien, deur ons sal hoor, dat ons 'n lopende voorbeeld sal wees, dat die heidene nie 'n bespotting van u sal maak deur ons dade en aksies nie. Here, maar dat die wêreld na ons sal kyk as kinders van God en 'n begeerte sal ontwikkel om daai selfde God te wil ken en te wil dien, omdat hulle die liefde van Christus in ons sien. Here, ek wil asseblief vra dat u ons sal beskerm teen die heidene, teen die Satans aanvalle daar buite, teen die bedienings wat voorgeel is van u af, maar besig is met goed in die onderste wêreld waarmee hulle nie moet besig wees nie. Here, ek dank u dat hierdie dinge ontbloot word, en ek dank u dat u ons attent kan maak op dit, dat ons aan die ware evangelie, aan u woord kan vasklou, soos wat u vir ons het gegee het. Here, ek dink nie ons begryp altyd die liefde en die barmhartigheid nie, maar ek wil u dank vandag, dat u nog nie op een van die mense wat in hierdie gebou sit vandag opgegee het nie. Here, mag ons daai stap vat en u aangryp en besef, daar's net een pad na ons verlossing toe, en dit is die Seun Jesus Christus. Here, dankie. Ek wil net vir u sê, dankie vir u, en dankie vir die goedheid, en dankie vir die guns, op elke kind van die Here. Ek los julle met die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, en die gemeenskap van sy Heilige Gees bly en sy met elkeen van julle. Amen en amen.